Verhoor wil ek met u gesels oor is eintlik 'n harde woord vandag. Baie harde woord. Wat kan julle my vertel van 'n grudge? Wat is 'n grudge? Ja, sê. Wat is die Afrikaanse woord vir grudge? 'n wrok. Die preektema vanmôre om 'n wrok of haat te koester. Daar kom dit nou. En laat ek julle nou vertel. Elkeen van ons was al daar. En hoor wat ek jou sê. Elkeen van ons sal seker nog gaan kom op weer. Want daar is sekere dinge in ons lewe wat gebeur, wat die in ons binneste, dat diep binnekant vir ons kom maal, en dit voel of jy soos, wie daar brood geknie? Ja, daar sê, nou daai gevoel, wat jy daar so kry, daar wat so binne is, wat jy voel, maar luister hierso, voel het my of het so wil uitbars en uitskeer. Daar sê bitterheid, daai dinge. Dit is dit wat ek oor wil praat vanmôre. Om 'n wrok of haat te koester. Die Here sê vir ons in Matteus 6. Hy sê vir ons, julle moet, die disippels vra vir hom, Here, hoe moet ons bid? En Jesus sê, so moet julle bid, en hy gee vir hulle die Onse Vader, soos wat ons het ken, die Onse Vader. Hy sê, maar nadat hy gesê het, amen, nee, sê hy sê, as julle, die mense wat teen julle gesondig het, nie vergewe nie, sal jou Vader wat in die hemele is, hoor daar, jou sondes ook nie vergewe nie. Nou gaan hy verder en hy sê, maar, as jy die mense wat teen jou gesondig het, vergewe, dan sal, hoor daar, dan sal jou Vader wat in die hemele is, jou sonde vergewe. Nou wil ek jou sommer reguit vra, waar wil jy wees? Waar wil jy wees? Wil jy wees waar jou sonde, en ons het baie, waar jou sonde nie vergewe word nie, of wil jy wees daar waar jou sonde vergewe sal word? Amen. Dis ons, luister, ons wil daar wees. Ons wil daar wees, maar dis nie altyd so maklik, want ons kry probleme, en ek was so, daar is my vrou daar agter, ek was so, as iemand my skade gedoen het, het ek dit teen hom gehou. Hoor wat ek sê, lang voordat ek tot wedergeboorte gekom het ek dit teen iemand gehou. En as jy doodgaan, dan het ek dit teen jou familie gehou. Dis dit so was. Dit is so was. En toe ek begin om tot wedergeboorte kom, ek sê mos so, dit is soos 'n tennisbal. Ek was soos 'n tennisbal wat die Here vat en hy dop hom binnekant toe buite om sonder om oor deur te sny. Dit is hoe dit met my dad. Dit was rof hoor. En daai vrou van my het gegaan in die aande, dan selfs in my kusse. En hoor wat ek vir jou sê, dan is hy al los deur die nag hoor. Dan selfs sy my kus en dan is hy al los deur die nag, want dan is daar ding verskriklik goed wat met my gebeur daar. En dan voel ek die duiwels, luister mense, ek getuig dan voel ek die duiwels wat my vasdruk. Dat ek nie kan asemhaal, dat ek nie kan beweeg nie. My hare, alles staan so regop. So, voel ek daar so, ek kan nie move nie, ek kan nie praat nie, ek kan niks doen nie. Maar my pa is die koning, jy weet. My pa is die koning, en hy het gekom, en hy het my verlos deur die bloed van Jesus Christus. En ek is skoon gewas,
al was ek soos karlaken gewees, het hy my kom skoon was, witter as die witste sneeu. En daarop kan ek en jy staan vanmôre. Ek en jy het nie nodig om haat of wrokke te koester. Kom ons kyk wat sê die definisie. Hy sê dit is 'n aanhoudende gevoel van 'n wrok of haat wat een persoon teenoor 'n ander koester. Dikwels as gevolg van 'n besering of belediging. Christene, kinders van die Here, moet nie wrokke teen ander koester. In plaas daarvan moet hulle diegene vergewe wat hulle te nagekom het. Ek het julle al vertel, die 23ste Julie verlede jaar moes ek dood gewees het. Trok het vir my van vooraf gestamp terwyl ek op my trapfiets gery het. En ek het gevoel hoe breek my nek op daai oomblik en ek het opgestaan van daai ongeluk af en ek kon geloop het en binne 'n bakkie geklim. Maar ek moes dood gewees het. Toe weet ek, toe's daar 'n kopskyf wat hier binne aangaan. Toe weet ek, want toe ek daai trok slat, toe weet ek net, Antoinette sal oké wees. Sy sal versorg wees. Dit is wat ek weet, dit is al wat ek oor gewaar het. En ek was kwaad vir die ou wat oor die pad gekom het en hy was op sy selfoon besig en daai goed, en ek was daai oomblik was ek boos gewees. Want ek het dit gesien in so 'n fluitende oomblik. Maar toe weet ek is dood. Maar toe staan ek daarop. Toe weet ek, die Here het nog geplan vir my. Die Here het nog geplan vir my. Ek het nog werk vir hom om te doen. Anders was ek dood. En ek kon teen daai persoon nie aanhou, dit was seer, moenie 'n fout maak nie. Dit was seer. Dit was baie seer. Maar ek kon nie 'n wrok teen daai persoon koester nie, want as ek 'n wrok teen hom gekoester het, dan het die God die Vader nie my sondes vergewe nie. Ek moes daai persoon vryspreek. Kom ons kyk, Ou Testament. Voorbeelde van diegene wat wrokke gekoester het. Die eerste een is Jakob en Esau. Genesis 27:41. Hy sê Esau was Jakob vyandig gesind, vanweë die seën waarmee sy vader hom geseën het. En Esau het in sy hart gedink, die dag van die rou van my vader is naby. In ander woorde, hy weet, sy pa is naby aan die dood. Dan sal ek my broer Jakob doodmaak. Dis dit. Dit is die gedagte wat hy gehad het. Jaloesie, jaloesie. Dit is iets verskrikliks. Jaloesie veroorsaak dat jy 'n wrok in jou hart begin koester en dat jy 'n ander persoon begin haat met 'n pas. Het sy dit jouselfde ras is, jouselfde etniese groep is, het sy of dit teenoor iemand anderste is, dit maak nie saak nie. Ons kry daai gevoelens. Is dit reg? Here sê vir ons in sy woord, ons kan kwaad word, maar ons mag nie sondig. Kom ons kyk na Josef en sy boeties. Genesis 37:4. Hy sê, toe sy broer, Josef se broer, sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het hulle hom, hoor daar, het hulle hom gehaat en kon nie meer vriendelik met hom praat. Daar was verneinigheid in hulle stemtoon as hulle met hom praat. Hulle wou nie met hom kontak gehad het, hulle wou nie as deel gehad het van die huisgesin.
En toe nou na die tyd kom het ons nou met die drome en die gerwe wat buig en die son en die maan en die sterre en daai goed, toe is daar groot gemors. Die volgende ene wat ek wil lees, die Israeliete teen Moses en Aaron. Onthou nou, Moses en Aaron was die twee uitverkore mense gewees wat deur God aangestel is. Moses as die leier van die volk en Aaron as die hoofpriester van die volk. Kom ons kyk. Numeri 14:27. Hy sê, hoe lang sal hierdie bose vergadering aanhou dat hulle teen my murmureer? My is God. Dit met 'n vraagteken. Hy sê, ek het die murmurering van die kinders van Israel gehoor, waarmee hulle teen my bly murmureer. En ons weet wat het daar gebeur. Ons weet wat het daar gebeur. Imagine net, gebruik jou verbeelding, by die tent van samekoms, het God gekom met sy gees, en het soos 'n wolk oor die tent van samekoms. En Moses het ingegaan, en hy was in God se teenwoordigheid. En die woord sê ook vir ons, en verduidelik vir ons, dat Moses met God gepraat het, soos 'n man teenoor man. Dit is amazing. Maar nou kom die volk, en hulle is nie tevrede dat dit so gebeur nie. Daar's haat, daar's wrokke, daar's jaloesie. En nou kom hulle en hulle begin teen daai twee. Begin hulle nou haatdraand wees. Tot Moses op die berg klim. Luister. En hy kom af van die berg af. En sy gesig skyn helder. Want God het gekom en hy het hom in 'n skeer in die berg gehou met sy hand. Want hy het gesê, my aangesig mag jy nie sien. En die heerlikheid van God was so oor Moses gewees dat die volk benoud geword het. En dat hulle gevra het, Moses moet asseblief, sit net iets bo oor jou gesig. Ons kan nie dit sien, want hulle onthou nou, hulle was boos in hulle harte. Seker nie elke ene nie, maar daar was baie gewees. En hulle kom en hy sê vir Moses, Moses, dit is maar beter dat jy met God gaan praat. Ons wil nie daar naby wees nie, asseblief. Want ons het nou moeilikheid. Want toe weet hulle, wat het hulle verkeerd gedoen. Hulle het dit geweet, Moses het ook foute gemaakt. Moses het ook foute gemaakt, want soos wat ons allemaal foute maak. Maar dit is maar so. Nou kom ons kyk, Saul teenoor Dawid. Ons ken die storie ook baie goed. 1 Samuel 18 vers 7 tot 9. Hy sê die vroue wat vrolik was, die gesinge gesê, Saul het sy 1000 verslaan, maar Dawid sy 10.000. Daar kom die grootste moeilikheid ooit. En Saul het baie kwaad geword. Want hierdie woord was verkeerd in sy oë. Hy was mos die koning. En hy sê, hulle het Dawid die 10.000 gegee, maar my die 1000 gegee. Hy moet nou nog net die koningskap verkry. En daar begin die twyfel, die haat, die opstand teen God, en dinge wat Saul gedoen het. Daar begin hy afwaarts beweeg. Hy sê, van die dag af verder, het Saul die oog op Dawid gehad. En dit beteken, hy kon nie wag om te sien dat Dawid moet sterf. En as dit hier sy hand sou wees, dan was dit korrek gewees. En het Saul nie probeer om Dawid te gooi, dood te gooi met 'n spies, paar keer, net. Dit is so wat gebeur, want dan begin ek en jy nie meer reg dink. Dan begin ons nie meer reg redeneer nie. En dan begin ons as ons 'n wrokkoester of as ons iemand haat of so en nie wil vergewe nie,
dan kom dit dat ons op baie punt in ons lewe kom, dat ons al hoe verder van die Here af wegbeweeg. Al hoe verder wegbeweeg. Kom ons kyk na Markus 6 vers 18 tot 19. Hy sê wat Johannes het aan Herodes gesê, dit is u nie geoorloof om u broer se vrou te hê nie. Nou Johannes het nou daarso gepraat en nou hier kom moeilikheid. Die volgende vers sê, en Herodias het 'n oog op hom gehad en wou hom om die lewe bring en sy kon nie. Op die einde het Johannes sy kop verloor. Op die einde het Johannes sy kop verloor. Johannes 12 vers 3 tot 6, disciples en ander, hy sê, en Maria het 'n pot egte baie kosbare nardesalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. Maar as ons nou die versie kyk tot daarso, as ons nou begin lees, dan dink ons, maar wat gaan nou aan met hierdie vrou, dat sy nou dit doen? Maar dit was op die einde gewees, dat Jesus nog steeds gesalf moes word. Hy sê, en die huis is vervul met die reuk van hierdie salf. Toe sê een van sy disciples, Judas Iskariot, en ons nou weet nog wie Judas, hy is ons nou een wat die geldbeers gehad het, en wat skelm was, en wat toe nou die verraaier opgeword. Die seun van Simon, wat hom sou verraai. Waarom is hierdie salf nie vir 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee? Maar hy jok hierso, hy lieg ek sê. Want hy wil die geld gehad het, want hy die beurs gedra het. Hy sê, dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was, nie, daar kom het nou, maar omdat hy die was, en die beurs gehad het, en die bydraes vir homself gevat het. Haatdraandheid, wrokke, onvergewensgesindheid, neersien op iemand anders, het sy dit ander kleriges is, ander etniese groepe is, het sy dit is, omdat die een armer is, en die een ryk is. En ons het van hulle in ons dorp af. Dit is nou maar so. Dit is maar als. Ek en jy, as wedergebore kind van God, kan nie toelaat, dat daar 'n onderskeid getref word, tussen my, jou en 'n ander persoon. Klaar. Want ek en jy is geskape, na wat? Kom? God se beeld. Na die beeld van God is ons geskape. Klaar. Kom ek vra so, wie van julle het blou bloed? Het jy blou bloed? Ja, rooi, maar Nee, ek praat nou van fisies, so. Wie het blou bloed? Niemand nie. Ons het miskien verskillende bloedgroepe, maar jy sal my prakties nie glo nie. Ons almal se bloed is rooi. Klaar. Ons almal se bloed is rooi. En ja, jy's reg, ons is blou bloed, want ons is koningskinders. Dis wat jy sê, né? Absoluut, absoluut. By wyse, ja, amen, by wyse van Spreuke. By wyse van Spreuke. Nou kom ons die Sadduseërs teen die apostels. Hier is altyd moeilikheid. Die Sadduseërs, die skrifgeleerdes, die apostels, daar was altyd groot moleste daar gewees. En dan gaan ons ook kyk, want een of ander tyd na Paulus ook, dan gaan ons ook nou sien, maar Paulus het ook nog groter moeilikheid veroorsaak daar soos tussen die Fariseërs en die skrifgeleerdes en die Sadduseërs. Hy sê in Handelinge 5 vers 17,
Hy sê die hoëpriester het opgestaan en almal wat saam met hom was. Nou, as 'n koppelteken, nou sê dit is die party van die Sadduseërs. En hulle was met nydigheid vervul. Nou die woord nydigheid beteken nog maar net steeds, ons is atraak, en dit is klaar. Verskoon tog. Kom ons kyk, erge wrokke, nou hierdie is nou net wat mense mekaar gehaat het. Nou kom ons op, gaan ek 'n stukkie vat wat ons nou ook nou ken, is erge wrokke wat tot haat en moord gelei het. Die heel eerste wat ek wil praat is Genesis 4 vers 4 tot 8, en dit is nou Kain en Abel. Ons weet ons debat het nou daar gebeur. En Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kind gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien. Maar Kain en sy offer is nie aangesien. Toe word Kain baie kwaad. En hy het sy hoof laat hang. Met ander woorde, hy daar gaan sit in 'n hoekie en hy begin moan en groan omdat daar so 'n fout was. Hoekom het die ene dit as sy boetie dit goed reg gekry? Hoekom het hy nie hoekom is hy nie ook geseën? En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? So as jy goed doen, sal jy ons maar opgetel word. Dit is nou hoe dit is. En as jy nie goed doen, koppelteken, beskrywer, die sonde lê en loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers, want hy het 'n fout gemaak. Hy het 'n fout gemaak. Hy sê Kain het met sy broer Abel gepraat en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hy het hom doodgeslaan. Is dit? Hy sê, nou, Genesis 37 vers 18 tot 20, ons kom weer by Josef. Josef, wat deur sy broers in 'n put gegooi is, en toe help Reuben hom, die ou boet. Hy sê, hulle het hom van ver af gesien, toe sy pa hom nou gestuur na hulle toe. Hy sê, maar voordat hy naby hom kom, het hulle lustig raak gehou en teen hom om hom dood te maak. Dis dan verskriklik, dat jy eie boetie wil doodmaak. Kom ons gaan. En hulle het vir mekaar gesê, daar kom die dromer aan. Kom dan nou, laat ons hom doodmaak. Klaar, hulle wil moord pleeg. En in een van die putte gooi en sê, wilde dier het hom opgeëet. Dan sal ons sien wat van sy drome word. Maar nou daarso het 'n ding gebeur. Want die drome wat hy gedroom het, wat God vir hom gegee het, was 'n bewys van dinge wat nog gaan gebeur in die toekoms, wat ook toe gebeur het. En tot wat noem mense, tot verwerking gekom het. Wat waar geword het. Die gerwe wat gebuig het vir hom. Die son, die maan en die sterre wat gebuig het vir hom. Ja, dit is wat gebeur het. So God het 'n plan gehad. Al het Josef deur slegte tye gegaan. En dit veroorsaak dat hy sterk geword het. En dit is wat ek en jy ook moet doen. Is ons moet deur die slegte tye moet ons onsself kan sterk maak. Deur die aanslag, deur die trials, deur die tribulations, deur die omstandighede, deur ons situasies. Dit is wat ons doen. Dit is wat ons moet doen. Nou sê ek vir julle waarskuwings teen die koester van wrokke.
Leviticus 19 vers 18 sê vir ons, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar as jy jou naaste lief hê soos jouself, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself, ek is die Here, ek sê dit vir jou. Dit is wat dit beteken. Markus 7 vers 21 tot 23, Jesus leef self van hierdie goed. Hy sê, want van binne in die hart van die mens kom die slegte gedagtes, nou dis nie die hart, hierdie hart wat pomp in die bloedsomloop, die bloed laat loop in jou liggaam nie, dit is die hart van verstand. Hierdie tussen my en jou linker en regter oor wat die groot gemors altyd kom en dit uitboei daar. En onthou, ons het 3 vyande, wie is die eerste een? Ek self. Wie is die tweede een? Die mens om ons. Die derde een kom eers, dit is die Satan. Dan is dit eers hy. Ons sê, ja, maar die duiwel sit hier so. Nee, jy maak self hier so klapplaat. Ons maak heel eers hier so klapplaat. Hy sê, want van binne uit die hart kom die uit die hart van die mense kom die slegte gedagtes. Egbreek, hoerery, moord. Diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie booshede kom van binne af van ons, van binne af. So, en maak die mens onrein. Gaan weer terug na die vorige versie toe saam, asseblief. Nog een dag. Hy sê, kom die slegte gedagtes. Slegte gedagtes. Dit is waar die gemors begin. By slegte gedagtes. Want ons gedagtes is nie ondergeskik gestel aan God se woord. Dan kom daar so. Slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord. Diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed en dwaasheid. Dis dit wat met ons gebeur dan. Dit is dan wat met ons gebeur. Hoekom so 'n paar jaar terug hierso, ek kan nou nie onthou hoe lank, 2 of 3 jaar terug hierso was 'n jong seun doodgesteek vir R3.50. R3.50 voortseker. Kan julle dit onthou daai ding? R3.50, dis 'n lewe werk. R3.50, mense, dis iets verskrikliks. Hoeveel werd is 'n mens se lewe in daar? R3.50. Dit is verskriklik om net dit te dink. Vir R3.50 word 'n persoon doodgemaak. Die apostels het ook vir ons geleer, 1 Tessalonisense 5 vers 15. Hy sê, sorg dat niemand 'n ander kwaad vir kwaad vergeld nie. Maar jaag altyd na wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor almal. Mense, as iemand jou skade doen, gee hom tog net vir die Here. As daar 'n situasie en 'n omstandigheid op jou pad kom wat jy nie weer weet hoe om te kan hanteer nie, want ons probeer ons alles hanteer. Maar in anyway, ons kom met niks reg, so. Ek sê, wat is makliker? Of wat is makliker om te sê, Here, ek staan nou terug met hierdie goed wat gebeur het of die omstandighede of die persone wat nou besig is om my aan te val en dit. Wat is makliker om te sê, Here, ek staan terug. U weet, u ken my hart. U ken my binneste. Wil iets, sort u hierdie ding uit, want ek gaan dit nie kan doen. Want as ek en jy dit wil gaan uitsorteer, dan maak ons net droog. Dan maak ons net foute. Kom, is dit nie so? Maar wat ek jy ook wil sê, as jy in sekere omstandighede, situasies en pressure en daai klas van dinge is, wat is moeiliker om terug te staan en te sê, Here, sorg dit vir my asseblief. Want ons is nie altyd die hele tyd dieselfde.
Ons word baie keer so onder druk geplaas en aanvalle geplaas, dat ons nie anders te kan as om kwaad te word nie. Dat ons nie anders te kan as om net op te sê, ek kan nie meer nie, ek is nie meer lus om hierdie ding, ek het nie meer die moed om voort te gaan met hierdie situasie of hierdie issues of hy goed. Maar ek persoonlik het geleer om te kan sê, Here, ek weet ek is nie beheer, maar ek weet U is in beheer. Ek weet U is in beheer. Ek is 'n wedergebore kind van God, 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus. My pa is die koning van die konings. Hy is die koning van die heelal. So hoekom moet ek my nie buig vir enigiets anderste behalwe as vir God? Wil jy nie dieselfde doen? Wil jy nie dieselfde doen? Dis nie altyd so maklik om dit te doen, maar dit is altyd moontlik om dit te doen. Want ek en jy moet leer om te kan terugstaan en te sê, hierdie ding wat gebeur is buite my hande. Dis buitekant my vermoë om enigiets daaromtrent te doen. En ek weet, ek gaan nou met die vrouens praat, julle dink julle kan alles uitsorteer, maar dis nie die waarheid. Ons mans het al geleer by die vrouens dat ons nie alles kan uitsorteer. Is dit nie so? Dit is net 'n joke. Filippense 2 vers 13 tot 15. Kom ons kyk. Hy sê, want dit is God wat in julle werk. Om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Hier kom het. Doen alles sonder om te moan en te groan. Is dit waar daar staan? Omtrent, né? Ja. Doen alles sonder murmurering. Murmurering en teespraak. So, 'n opmoan en groan. Want dit help jou net mooi niks. Sodat, so ons moet ophou om te moan en groan, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in hierdie wêreld. Is dit nie amazing? Ek en jy is veronderstel om 'n lig te wees vir almal om ons en vir mekaar. En ek en jy is hier om mekaar te kan optel, mekaar te kan moed in praat. Nie skinder nie, moed in te praat. Ons is hier om mekaar te help, of vir mekaar te bid, om mekaar te seën met die goddelike seën. Ek sluit af met twee skrifgedeeltes. Christene mag nie, ek wil nie sê Christene, kinders van die Here mag nie wrokke of haat koester nie. Matteus 5 vers 43 tot 47. Hy sê, julle het gehoor dat daar gesê word, of gesê is, dubbelpunt, daar kom 'n verduideliking. Jy moet jou naaste lief hê en jou vyande moet jy haat. Maar ek sê, Jesus praat, hy sê, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek. Doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Dis mos maklik om dit te doen, nee. Nee.
Dit word makliker met die tyd saam, ja. Maar dit is nie altyd net so maklik. Hy sê, sodat julle kinders kan word. Onthou nou hierso, dis beloftes hier. Van julle Vader wat in die hemele is, want hy laat sy son opgaan oor die slegte mense en oor die goeies, en hy laat reën op die regverdiges en die onregverdiges. Hy sê, wat as julle lief het, die wat vir julle lief het? Wat beteken dit? Almal doen dit. Sondags doen dit almal. Heidene doen dit almal. Heidene praat ek van ongelowiges. So. Hy sê, hy sê, wat doen dit julle? Hy sê, doen die tollenaars nie ook presies dieselfde nie? En ek sluit af in Kolossense 3 vers 13. Vat hierdie vers. Hoe sê weet op. Herkom jou Bybel asseblief. Hy sê, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teenoor die ander ene 'n klag het. Soos wat Christus my en jou vergewe het, so moet ek en jy ook aan al die ander mense doen wat jou beskadig, sleg praat, skinder, whatever. Moet ek hom weer lees? Kom ons lees hom weer. Verdra mekaar. Ons is nie almal dieselfde. Ons kry mense wat die wit waks het ons uitirriteer. Kom? Maar verdra mekaar. Ek kom met almal oor die weg. Maar dit is nie almal wat met my oor die weg kom. Net dan, maar dit is ons normaal hoe dit is, nee. Ons almal is so. Ons almal is so. Verdra mekaar en vergewe mekaar. Wanneer moet jy die persoon vergewe? Sodra hy iets aan jou gedoen het, onmiddellik vergewe hom, spreek hom vry. Moenie eers na die gedagte hierso kom vasvang en vasgesit word hierso en jy begin top daaroor nie, want dan het die kamp nie. Hy sê, as die een teen die ander in 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Ek gaan nou weer terug na Matteus 6 toe. Vergewe mekaar. Want as ons mekaar vergewe, en ek praat van kinders van die Here, en ek praat van mense wat buite is. Ek praat van ongelowiges. En ek praat van mense wat sê hulle is kinders van die Here, maar wat nie dit is nie. Ook. Vergewe. Want hoor wat ek vir jou sê. Ek sal eerder enige iemand vergewe wat enigiets teen my of my geliefdes doen, voordat ek kom en ek my sondes word nie vergewe nie. Moenie wrokke koester nie. Moenie haat koester nie. Want dit gaan vir jou bitterheid binne in jou binneste veroorsaak. En bitterheid veroorsaak kankers, wat ons binne besig is om op te vreet. Los dit. Maak die dinge los, wat mense sê, en mense doen. Want dit kan jou baie skade veroorsaak. As ons dit kan losmaak, dan is ons vry in die naam van Jesus Christus. Want hy het vir my en jou vrygekoop deur sy bloed. Daarom is ek en jy sy kind. En Jesus se mede-erfgenaam. Amen. Amen. Ek wil net getuig van die goedheid van die Here in ons lewe. Iets wat vir my gelyk het of het chaoties is, het vir ons 'n groot seën uitgewerk. My baas sê ek moet in PE einde November vir 'n week in PE gaan werk. En dis die Woensdag
is die werksafsluiting. Hulle sê, bring jou vrou saam. Ek sê, is alles reg. Ek sê, maar my vrou sal nie kom, en sê nie, twee kindertjies kan bring, ja, twee voels kan bring nie. Hulle sê, bring saam. Ons is allemaal, nou weet ons, dis warm en alles, en ons bid, die Here asseblief, gee wolke en alles. Ons ry daai Sondag, ry ons hierso, wolke en reën hier tot in PE. Ons kom in PE, nou by die gastehuis, druk jy die intercom knoppie, en dan sê die intercom vir jou, darling, en dan antwoord die vrou, en dan sê jy so en so, dan sê sy, okay, om die hoek, eerste vertrek, dis jou kamer. Nou die kamer is opgesluit. Die eerste vertrek is joune. En dan maak sy nou die hek oop, en dan trek jy in met die kar, en in jou kamer is jou sleutel met jou remote en alles. Sy sê die eerste plek, sy naam is Pool 1, en ek stap so om, ek nog gaan kyk. Hier sit 3 mans in die kamer. Hulle groet my luidrigtig. Ek stap verby, sê maar, en ek stap terug, en ek bel die vrou, en ek sê vir hy, hier is nou moeilikheid. Sy sê wat? Ek sê, hier is nou 3 mans in die kamer, waar ons moet bly. Nee, sê is alright, daar is 'n ander kamer wat oop is. Gaan nou maar eers so toe die kamers naam is studio. Nou jy kry Pool 1, Pool 2 en studio. Nou soos daar met die 2 hokke en alles in die kamer in. Die moeilikheid het veroorsaak dat ons 'n segen kry. Die kamer waar ons sou ingewees het, is 'n 3 meter by 'n 3 meter vertrek. Ek en my vrou die 2 hokke, dit sou maar knap gewees het, maar ons sou dit gedoen het. Die kamer waar ons ingaan, is 2 vertrekke, 2 lang vertrekke, 4 keer die size as wat die eerste een is. Die Here help ons, dat ons die hele week in daai kamer bly. Ons het spasie op te bors mee. So ek weet vir die Here dankie sê, dat hy so goed is vir ons.